Dit was nog nie die einde van aksie en spanning vanaand nie. Kwaadgeld, so 'n bietjie later, vertel die verhaal van 'n astrante roof waarin 4 jong mans en hul vriendin kort voor middernag op 10 Januarie 1973 skatryk word. En Kwaadgeld word in 2 afleweringe uitgesaai. Volgende Vrydag dis die tweede deel daarvan wat voorafgegaan sal word deur nog 'n komiese avontuur van Harold Lloyd. Binne enkele oomblikke tennis regstreeks vanaf die Portugese saal en die kommentaar word deur Heinrich Marnitz gelewer. Ek wil 'n rekening by die United open. Vertel my van julle help-u-kaart. Die verbasende help-u-kaart. Dit gee u 5 gratis checks elke maand. Dit beteken u kan die rekenings per telefoon betaal 24 uur per dag. Kits kontant na ure. U kry ook kontant in supermarkte. Verbaas. Dit betaal selfs die versekeringspremies. United kan jou help. Warm Medlemin verdryf verkoue en griepsimptome vinnig met warmte. Ja, wanneer verkoue en griep op u gesin toeslaan, het u iets warms nodig. Medlemin. Medlemin bevat werklik doeltreffende medikasie en natuurlike suurlemoenekstrak om verkoue en griepsimptome snel te beveg. Medlemin, die warm verkoue bevegter. In elke man dier skuil daar 'n ontembare rusteloosheid, aangevuur deur 'n hinkering na vryheid, 'n oerdrang om te jag en te verower. Daar's 'n nuwe cologne-deodorant wat al jou wilde instinkte vrylaat. Die pure man cologne-deodorant Chase met 'n swem van die ongetemde. Dion bespaar u meer, want Dion het meer vir u om op te bespaar. Soos hierdie uitmuntende Concord elektriese vleismes met vlekvrye staallemme, maklik om te gebruik, veerlig te beheer. Dit sny gemaklik deur dik en dun. Dion, bespaar jy meer, beloftes van ons is beloftes wat hou. U is lief vir hout, bewaar dit soos goud met Pledge. Dit voed en maak blink en dit werk so flink. Dis Pledge. Waks dit aan en die stof kom af. 'n Glans verskyn en selfs kolle verdwyn. Dis Pledge. Verryk die natuurlike pragt van hout met 'n kitsglans soos die afstof. Enterprise, né? Heerlik. Nee, jong daar. Toe ons koue vleis bedien het, was dit anders. Ons moes self die beste kruie en speserye byvoeg en dan goeie vleis sout en ure lank kook. En as ons dit wou rook, moes ons dit ook self doen. Die goeie ou dae is soveel makliker nou. Enterprise vleis. Prones oumasin. En ons sê hartlik goeienaand hier van die Portugese saal waar sowat 3000 mense kyk na hierdie toets tussen Suid-Afrika en die VSA. Dit is die VSA se nommer 1, Marcel Freeman, wat speel in die 3de kragmeting vanaand teen Skalk van der Merwe wat 3de gekeur is vir Suid-Afrika. In die stadium is dit Skalk van der Merwe wat voorloop met 2 potte teenoor 0 in die eerste stel. En dit is voordeel vir Freeman aan die oorkant wat gaan afslaan na die diskant toe na Skalk van der Merwe. Fout afslaan, hy het pas 'n skitterende kus afslaan afgestuur. 'n Goeie afslaan wat Skalk van der Merwe nie kan terugkry nie. Advantage United States. Nou is dit voordeel aan Freeman. Voordeel aan Freeman. Dubbelafstand fout, dit is sy 3de dubbelafstand fout in hierdie, die eerste stel wat maar net 3 potte oud is. Dit is sy 3de dubbelafstand fout. Dit is 'n goeie afslaan van hom. Die puntetelling in hierdie toets tussen Suid-Afrika en die VSA is 6 punte elk in die stadium. 6 punte elk. Ons sal nou vir u vertel presies hoe dit verloop vanaand van die eerste kragmeting af. En net afslaan. Freeman wat met gewigte geoefen het om daardie bolyf van hom te versterk vir hierdie afslaane van hom. Van der Merwe se afslaan 'n bietjie hard, hy is van die baan af. Hierdie kragmeting het begin deur dat Freeman afgeslaan het. Dit was gelyk geweest. Dit was voordeel vir Skalk van der Merwe. Hy neem sommer so van meet af die afslaan van Freeman om 1 stroop voor te loop, behou sy afslaan
Dit is 2 stroop en nou het Freeman sy afslaan behou en dit is 1-2. Maar een van die ander kragmetings vroeër vanaand was tussen Robbie Venter, Suid-Afrika se nommer 1, teen Scott Davis. Hierdie kragmeting het presies 3 stelle gevorder. U kyk nou na die uitkloppot wat in werking tree nadat dit 6 elke is in die derde stel. Elke speler het 1 stel ingepalm. Robbie Venter het die eerste stel gewen met 6-4. Scott Davis neem die tweede stel 6-3 en nadat Venter 6-5 voorgeloop het, is dit Davis wat het gelyk maak in die derde stel 6 elk. En dit is 1 punt vir Davis in die uitkloppot. Dit is 1 elk. One point all. Dit is 1 punt elk. Ons kan vlugtig kyk na die eerste 2 stelle, soos wat hulle verloop het. Dit is 2-1 aan die guns van Davis. Venter wat die eerste stel gewen het 6-4. Nadat in die 9de pot Davis lank gespook het om sy afslaan daar te behou. Dit was 4 keer gelyk geweest voordat Davis sy afslaan ingeboet het en in die 10de pot 6-4. Dit is 3-1 ten gunste van die Amerikaners. United States 3 points to 1. United States 3 points to 2. Venter het baie geleenthede gehad waar tydens hy die bal kon moker om 'n punt te verseël in daardie eerste stel wat hy verloor het of wat hy gewen het met 6-4, maar hy het Davids telkens te veel kansse gegee om te herstel. En daardie 7de pot van die eerste stel was die verbyhoue eintlik deurslaggewend, die verbyhoue van Venter. Die tweede stel het Davis gewen met 6 potte teenoor 3. Sy afslaande was deurpriemend geweest en Venter kon nie altyd beheer kry oor daardie afslaande wat hy moes terugstuur nie. En dit is 3 punte elk in die uitkloppot. 3 points all. In die tweede stel was die 6de pot eintlik deurslaggewend geweest vir Davis. Want het was 3 keer gelyk. Toe is 'n voetfout geroep. En daardie stadium met Robbie Venter afgeslaan. Dit was 3 keer gelyk geweest en 'n voetfout is toe geroep teen Robbie Venter. Hy verbeur sy afslaan daar om dan agter te loop met 2-4. Verder op die afslaande verloop dit tot en met 6-3 en Davis het dan die tweede stel ingepalm. En dit is Robbie Venter wat hier 'n sug van verligting slaak as Davis daardie bal heeltemal van die baan speel. En die eerste keer in hierdie uitkloppot loop Robbie Venter voor met 4-3. Correction 2. Dis onderkant. Dis 'n kusafslaan en dit is 5 punte teenoor 3. South Africa 5 points to 3.
En dit is wedstrijdpunt vir Suid-Afrika. Wedstrijdpunt vir Suid-Afrika. Nadat Robbie Venter ver agtergeloop het 1-3 in hierdie uitkloppot, loop hy nou 6-3 voor. En dit is wedstrijdpunt. Dit is wedstrijdpunt. Suid-Afrika loop agter in die stadium 5 punte teenoor 6. En Robbie Venter het hom 'n pragtige verbyhou. Robbie Venter wen die uitkloppot met 7 punte teenoor 3 en hy wen die kragmeting 6-4, 3-6, 7-6 en dit is nou 6 punte elk. Suid-Afrika en Amerika wat in die stadium gelyk oploop, 6 punte elk. Tiebreaker, game, set En die and kragmeting match. hier voor ons, South Africa, Skalk van der Merwe teen Marcel 6-4, Vrienden. Skalk 3-6, van der Merwe wat sopas 7-6. die Tiebreaker, vierde pot 7-3. ook, die derde pot geneem het om 3 stroop voor te loop. Dit is nou 3-1 Marcel Vrienden wat afslaan van die diskant en dit is gelyk op. Hy slaan af. Voordeel aan Vrienden. Weer gelyk. Dit was voordeel aan Vrienden, weer gelyk. Skalk van der Merwe wat voorloop met 3-1 in die eerste stel. En dit is voordeel aan Amerika. Die punttelling hierdie stadium dan 6 punte elk in die toets tussen Suid-Afrika en die VSA. Daar is 'n kusafslaan daarin en dit is 3-2 in die eerste stel. Marcel Vrienden, 19 jaar oud, hy is die 35ste beste speler tans in Amerika. Hy wil graag vir Robbie Venter klop, aangesien hy onlangs teen Robbie Venter verloor het. Hy het ook die opmerking gemaak dat hierdie baan by die Portugese saal besonder vinnig is, maar hy het gesê dat hulle gaan aanpas by hierdie toestande. En hy is pas by die Nederlandse Ope in die eerste ronde is hy uitgeskakel. Skalk van der Merwe, baie bestendige speler. Hy is die nommer 3 speler vir Suid-Afrika in hierdie toernooi. Verlede jaar juis was hy een van die staatmakers gewees in die toets teen Amerika. Hy is 'n voormalige junior wêreldkampioen. In 1979 het hy die Bowco West junior wêreldtitel gewen en ook die BP beker net voor Wimbledon in 1979. In November van dieselfde jaar het hy ook die eerste internasionale toernooi vir die juniors op Ellis Park gehou, wat op Ellis Park beslis is gewen. En tydens die eerste Nashua beker toernooi het hy merkwaardige oorwinnings oor Van Winitsky behaal en ook oor Blaine Willenborg. Nou Blaine Willenborg natuurlijk vanaand ook hier kragtig gemeet en vanaand teen Rory Chappell gespeel. Dit is 3-2 in die eerste stel. Skalk van der Merwe wat afslaan. Skeieregter of die lynregter daar oorkant sê hy kon nie die lyn sien nie. Vrienden die aanvaar dat hy daar die punt gekry het, dan moet hy nou die oorstap na die ander kant toe. Eerst en dan 'n fout afslaan. Dit is 15 stroop, eerst en is 'n fout afslaan. Telkens wanneer Van der Merwe baan net toe beweeg, dan speel hy die bal van die baan af.
U sal u herinner in die vorige pot ook. Goeie afslaan van der Merwe. Geforseerde fout aan die oorkant. Na die eerste dag gister het Suid-Afrika voorgeloop met 4 punte teenoor 3. En na die eerste wedstryd vanaand, waar tydens Rory Chapel dan geklop word deur Blaine Willenborg 6-4 en 6-2, het die FSA voorgeloop met 5 punte teenoor 4. Daar was 'n afslaande wat pragtig werk vanaand. Die tweede wedstryd is beslis tussen Robbie Venter en Scott Davis. Hier het Venter dan die eerste stel gewen 6-4. Davis die tweede stel 6-3 en Venter dan nadat die uitkloppot in die derde stel ingestel is, wen hy met 7-6 en die puntetelling Suid-Afrika 6 punte en die FSA 6 punte. En nou in die stadium dan is dit Van der Merwe wat voorloop met 4-2 die eerste stel van die derde wedstryd vanaand. 15 stroop. Vijftien elk. Die oomblik toe Freeman die spel 'n bietjie vertraag, dwing hy Van der Merwe om die bal te wy te speel. Hy speel vir hom daar in die dubbelbaan daar agter. Van der Merwe kan die voortou neem 5-2. Eerste een is 'n fout. En dit is 5-2 in die guns van Suid-Afrika. Se Scott Van der Merwe in hierdie eerste stel. Van der Merwe wat dan verloor het gisteraand teen Scott Davis. Van der Merwe die derde gekeurde, Scott Davis die tweede gekeurde. En Davis het nie baie probleme gehad om hom uit te skakel of dan te klop gisteraand nie. 6-4 en 6-4. Robbie Venter, die nummer 1, het vir Blaine Willenborg geklop gisteraand 6-2 en 6-2. Rory Chapel, die nummer 2, klop vir Marcel Freeman, die nummer 1 van Amerika 3-6, 6-1 en 6-1. Nadat die taktiek gebruik is deur Rory Chapel om in die tweede stel of van die tweede stel af die spel te vertraag en Marcel Freeman nie die geleentheid gegee om sy eie spel te ontplooi nie. En dan Scott Van der Merwe wat gisterand verloor het teen Scott Davis 4-6 en 4-6. Rory Chapel het vanaand vir Blaine Willenborg geklop 6-4 en 6-2 en dan Robbie Venter wat so skitterend in daardie uitkloppot daarin geslaag het nadat hy agtergeloop het met die uitkloptelling. In 'n stadium het hy ver agtergeloop
kry dit dan reg om uiteindelik vir sy teenstander te klop. Dit is Scott Davis. Quiet please. Nadat hy agtergeloop het 1-3, wen hy dan die uitkloptelling 7-3. En hy wen dan die derde stel. Goeie afslaan van Skalk van der Merwe, dit is 15 stroop. As hy sy afslaan hier behou, dan wen hy die eerste stel 6-2. Weer 'n goeie afslaan van der Merwe, dit is 30 stroop. Verlede jaar was Skalk van der Merwe die enigste lid van die Suid-Afrikaanse span wat al 3 sy wedstryde gewen het. Maar dit is asof daar so 'n insinking in die spel van der Merwe die jongste tyd ingetree het. En kom ons kyk of hy hierdie saal wat hom eintlik baie goed gunstig moet behandel, of dit weer die geval gaan wees. Sy afslaande vanaand is werklik goed. 40 love. Dit is 40 stroop en dit is stelpunt vir Van der Merwe. Dit is sy stel. Game in first set South Africa 6 games to 2. Second set United States to serve. Suid-Afrika wat nou met 1 punt voorloop, naamlik 7 punte teenoor 6 in hierdie toets, nadat Skalk van der Merwe sopas die eerste stel gewen het in hierdie kragmeting teen Marcel Freeman met 6 potte teenoor 2. 15 love. Suid-Afrika dan 7 punte teenoor Amerika se 6 punte in hierdie toets tussen die twee lande. Dit is die onder 23 spanne, die juniors van die tenniswêreld. 'n Punt word vir elke stel wat gewen word deur 'n speler toegeken, en as stel 'n spel van heeltemal van die baan, as daar dan nie 'n wenner is nadat die kragmetings plaasgevind het nie, elke speler speel teen elkeen van die teenstanders, dan word 'n dubbelspel gespeel en die dubbelspel sal dan geld en sal beslissend wees vir die wenner. Die bal het nie so hard na hom gekom as wat hy graag sou wou nie, en hy speel die bal laag teen die grond vas, net langs. Freeman het nie baie moeite gehad om sy afslaan hier te behou nie. Dit is die tweede stel wat pas 'n aanvang geneem het, en dit is dan 1 stroop in die tweede stel ten gunste van Marcel Freeman. Môre sal die oorblywende 3 enkelspelwedstryde beslis word, en spel begin hier by 12:12:30 se koers. Skalk van der Merwe het ook 'n stewige oorwinning behaal oor Robert van het Hof, en saam met Rory Chappell vorm hy natuurlik 'n gedigte dubbelspel kombinasie, en hulle het ook die finaal bereik van die Grand Prix toernooi by Worthing in Engeland. En by die Beckenham toernooi vir onder 21's het hy tot die eindstryd deurgedring deur Ramesh Krishnan daar aan die halfeind te klop. Een van die aanskoulikste wedstryde was wel die een wat vroeër vanaand en wel heel eerste vanaand beslis is tussen Rory Chappell en Wayne Willenborg. Daar was lang verwisselinge van houe gewees. Werklike tennis van goeie formaat gesien, maar uiteindelik dan Willenborg met C4 in 2 stelle 6-4 en 6-2.
Dit is 1 stroop in die tweede stel. Van der Merwe wat die eerste stel gewen het, 6-2. Van der Merwe se afslaande vanaand 15 love. bovemate goed. Eens gelyk. 30 love. Love. Dit is 40 stroop op sy afslaan. En dit is 1 elk in die tweede stel. Hier het Van der Merwe werklik nie baie moeite gehad om sy afslaan te behou nie, danksy die werklik treffende wyse waarop hy daardie afslaane van hom gebruik. Dubbelafslaan fout. Love 15. Dit is die 4de dubbelafslaan fout wat Freeman begaan. Love 30. Stroop 30. 1 elk in die tweede stel. Van der Merwe wat die eerste stel gewen het, 6-2. Hy wil hom effens delikaat speel, maar te delikaat. Hy is laag teen die net vas. 30. all. 30 elk. Dubbel afslaan fout, dit is sy 5de. 30-40. 30-40. Hy wou te veel terugdraai op daardie bal sit. Hy klop vir homself, hy flous homself en hy probeer sy afslaan. En Van der Merwe neem die voortou dan in die tweede stel ook. En hy loop nou voor met 2 potte teenoor 1. 2 potte teenoor 1 skalk Van der Merwe wat voorloop in die tweede stel. Ons het gesê dat die eerste kragmeting vanaand, die een tussen Rory Chappell en Blaine Willenborg, baie skouspelagtig was. Maar die persentasie ongedwonge foute wat Chappell daar begaan het, was omtrent 50% hoër as die van Willenborg. En het gelyk asof Willenborg se fermheid waarmee hy die spel benader het, gesag afgedwing het en Chappell telkens 'n bietjie van stryk gebring het. Die eerste afslaane van Willenborg was ook uitermate goed geweest. Willenborg wat dan C4 met 6-4 en 6-2 in 2 stelle. En die tweede stelle Chappell probeer om die spel so bietjie te vertraag
maar in die proses het hy self foute begaan. In die 5de pot van die tweede stel was dit 4 keer gelyk geweest totdat Chappell sy afslaan ingeboet het om dan 1-4 agter te loop. En vandaar was dit duidelik dat Chappell bes gegee het. Hy verloor dan in 2 stelle. Die tweede kragmeting vanaand tussen Robbie Venter en Scott Davis. Venter wat die eerste stel wen 6-4 en Venter het te veel geleentheid gehad waar tydens hy die bal kon moker om die punt te verseel, maar hy het nie vir Davis kans gegee om homself vas te strengel nie, het vir hom kans gegee om te herstel en sodoende het hy nie altyd die spel beheer nie. Venter dan wen die eerste stel 6-4, maar hy verloor die tweede stel 3-6 teen Scott Davis en die derde stel dan vorder tot met 6 potte elk toe die valbel ingestel word en nadat hy 1-3 agtergeloop het, dit is nou Robbie Venter, nadat hy 1-3 agtergeloop het in die uitkloppot C4 hy uiteindelik met 7 potte teenoor 3. En hy wen ook dan die kragmeting teen Scott Davis. Dit is 15 elk. $30-15. 30-15. 2-1 in die tweede stel loop Skalk van der Merwe voor, dis sy afslaan 30-15. Dit is 40-15 en Skalk van der Merwe kan voorloop met 3-1 as hy net hierdie puntjie inpalm. Suid-Afrika loop reeds voor met 7 punte teenoor 6. Nadat van der Merwe die eerste stel teen Marcel Freeman gewen het met 6-2. Dit is 40-15 en dit is 3-1 in die tweede stel. Skalk van der Merwe wat voorloop in die tweede stel met 3 potte teenoor 1 nadat hy die eerste stel gewen het 6-2 en die puntetelling dan in die stadium is 7-6 en môre vind die oorblywende 3 wedstryde plaas, die ander 3 spelers wat dan kans kry om teen mekaar te speel en met hierdie nuus dan van die Portugese saal skakel ons terug na die ateljee in Johannesburg. Echo. Echo van Carvelet Moonroofs, want het het my die sterre saam met Frans laat sien. Ek hou van die Carvelet Airstream. Ja, amore. Want dit hou vir Bruno. Ek hou van Carvelet sondakke, want ons lewenslang lekvry. Gewaarborg. Carvelet. Ons geen motors meer eksie perfeksie. Om dit vars te hou, te beskerm of uit wind en weer te kry, bedek jy dit met plastiek. Waarom nie ook jou huis nie? Hier is hoe. Micatex. Duurzaam. Kleurryk. Weerbestand. Micatex met marmer. Die verf wat jou huis met plastiek bedek. Mevrou Swart het gedog alle waspoeiers is maar eeners. Vir my was 'n waspoeier net 'n waspoeier gewees totdat ek kouwater Omo probeer het. En ek dink nie ek sal ooit na 'n ander wasmiddel toe gaan nie, omdat hy die prys wat kouwater Omo het en vir die besparing wat jy daarbey het, want jy gebruik nie warm water nie. Dink ek is daar nie 'n beter wasmiddel nie en ek dink nie ek sal ooit teruggaan na 'n ander wasmiddel. Omo met meer aktiewe reiniger kry 'n hele bondel wasgoed sprankelend skoon, selfs in koue water.
Nadat ek as joelprinses op Stellenbosch gekroon is, was baie mense verstom toe ek gekies het om op 'n plaas in die Karoo te kom woon. Jou vel het hulle almal gesê, maar ek het geweet dat met die hulp van veilige natuurlike skoonheidsbehandelings soos Violet Cooney se Perfect Moisturizer selfs die fynste vel jonger en liefliker kan lyk. En na 11 jaar weet ek dit was die regte besluit. Al is die klimaat ook hoe wreed, Violet Cooney se Perfect Moisturizer help om Suid-Afrika se vroue jonger te laat lyk. Ek besig om te was as 'n dikke ou baas. Vat 'n ruskasie met 'n oomblik om te wag en 'n besige dag. Vat 'n ruskasie, staan 'n oomblik stil en baar in die boom. Vat 'n ruskasie. Vat 'n KitKat, lekker broswafeltjie en romerige Roundtrees melksjokolade. Staan 'n oomblik stil en baar in die boom. Vat 'n ruskasie, doen nou jong. In vandag se haas en gewoel, waar jy tog soms verlore voel, soek jy iemand wat sal verstaan. 'n vriend wat kan saampraat, 'n vriend na wie jy kan gaan. Ja, kom praat met die Ella. Mense wat kan saampraat. Praat met die Ella. Mense wat kan saampraat. Mense wat kan saampraat. Môre na hulle vertrek. Goedenavond, oproeper. Dankie. Verskoon my. Al besit. Hoeveel weeg het met? Dis 'n moeilikheid met die goed. Hamburg se Munthoofkwartier. Dr. Albert. Ma, goeiemôre, is ek. Ek kan môre aand vir jou kom kuier. Kan jy my 8 uur by die stasie kom haal asseblief? Môre op die 10de. Ag, kom trek kan regtig nie. En waarom kan jy nie? Môre gaan die hele besending uit. Jy weet dit tog. Ek het jou daarvan vertel. Ag, dis nou jammer. Ek het gedag miskien maak julle dalk vroeër klaar, hè? Nee, ons moet môre aflewer. Dis mis. Dan sien ons mekaar maar weer oor 3 weke of hoe maar. Ja, maar luister, die manne staan tou hier. Totsiens. Wat sê sy? Ons is reg. Môre is ons skatryk. Môre nag vertrek ons afdeling hier vandaan. Van Werden aan die Aller op die hoofsnelweg in 'n suidelike rigting. By Hannover en die Kassel-snelwegkruising verby. Tot by die snelwegafrit na Woersburg, Randersakke. Ek verwag dat julle doelgerig en vasberade sal saamwerk. Manoeuvres is gevegsopleiding. Dan ontwikkel 'n soldaat die vaardigheid wat hy later in 'n krisis sal nodig hê. 'n Soldaat moenie net bereid wees om te veg nie, maar hy moet ook deursettingsvermoë besit. Die belangrikste reël wat ons moet onthou is: opdragte selfstandig en getrou uitvoer. Wie 'n manoeuvre slaap, oorleef geen oorlog nie. Ons sou beslis nie slaap nie. Maar julle is al reeds daaraan gewoond. Julle het my volle vertroue. En jy ons. Enige verdere vrae? Aandag. Hensje, Uiteindelik. Ek probeer al ure om jou in die hande te kry. maar moenie laf wees nie, jy weet ek werk tog. Als reg. Alles verloop volgens plan. Die besendinggeld sal op presies dieselfde tyd as ons kompanie op die snelweg wees. Rocky het weer seker gemaak. Hulle vertrek môre nag 11 uur uit Hamburg en meld hulle elke uur per radiotelefoon aan. Om middernag sal hulle aanmeld dat alles in orde is en 6 minute later het ons hulle. Herhaal dit, Michaela. Ek het dit seker al 100 keer herhaal, man. Jy raak nou gans te oorstuurs, Michaela. Jy verbaas, onthou ek is alleen. Ek is al byna gek. Gaan fliek of iets, man. Probeer besig bly. Ek sou dit kon uithou as jy hier by my was. Ek is ook bang, Michaela, maar ons moet deurdruk as ons wil slag. En al die vrees en spanning gaan goed beloon word. Dit besef ek al te goed.
waarsku julle nou finaal. Hou op met julle grappies. Myne! Wat het gebeur? Ek het gegly. Is jy beseer? Dit is niks nie. Jy het jou enkel verstuit, reg? Twak man. Man, Peter. Peter, ons kan niks waag nie, verstaan jy? Jy spring op die eerste vragmotor, soos ons afgespreek. Joker, jy vir die tweede. En ek spring op die laaste een, hè? Ja. Peter! Waar sou jou voete hou, jong? Maak jy liewer seker dat jy tref. Peter, wat bekeer? Bang? Moenie vergeet nie, ons is môre miljonêers. Ek vra myself af of ons met ons beplanning werklik niks vergeet het nie. Ons het nie. Maar as dit mistig word en die vragmotors word vertraag, 3 vragmotors vol splinternuwe 5-markstukke. Jy moet daaraan dink. dan ek het al dikwels gewonder wat ek daarmee gaan doen. Wat gaan jy doen? Ai, Peter, met soveel geld is alles moontlik. Ja, maar hoekom is jy so uitgerus? Niks kan skeefloop nie, Peter. Ons gaan dit regkry. Ons moet dit regkry.